O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the trees, when I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on a cross my burdens gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou Goeiemôre julle, welkom by ons gedenkdiens van ons geliefde Rocco. Helene, julle en die hele familie. Ek dink julle weet, vandag het geen woorde om dit regtig beter te maak nie. Daar's niks wat ons kan sê wat
vandag gaan makliker maak of die seer gaan wegvat. Maar ergens glo ons vandag dat die Here is saam met ons. Hy gaan vir ons die krag gee om met die tydjie wat nou vir ons voorlê om ons te dra. Om deur dit te kom en om ergens ook weer sy vrede te ervaar. So ons bid vandag, mag God ons dra in hierdie tyd. Mag hy ons beskerm. Ek wil sommer ook vir julle sê dat ons wat hier is en elkeen wat ook vandag gaan saam kyk, ek wil julle moet dit hoor, gaan vandag ook dit doen omdat ons omgee vir julle. En saam met julle as gesin ook daar wil wees vir julle. So elke boodskap hier, elke mens wat 'n oproep maak, is omdat ons vir julle lief is en omdat ons omgee. Kom ons begin in gebed. Here Vader, dankie dat U by ons is vandag, Here. 'n Dag wat moeilik is om te verdra, moeilik is om deur te maak. Ons as mense kan dit nie eintlik op ons eie doen nie, Here. Ons sukkel om totsiens te sê, Here. Maar ergens weet ons, omdat U in die prentjie is, omdat U by ons is, en omdat U vandag by Rakou is, kan ons hoop hê en vrede. So mag die genade by ons bly vandag in die groot en wonderlike naam, Here. Amen. Ek wil vandag vir ons 'n stukkie lees. 'n Stukkie wat tog 'n koneksie het met Rakou. In Korintiërs 4. Vir ons lees vanaf vers 16. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op die heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak wees voor God staan nie. Ons wil nog in die tentwoning wees, maar ons sug en ons voel bedruk, want ons weet, ons aardse liggaam is maar tydelik. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Ek gaan net tot sover lees. Ek dink wat van hierdie teks vir ons uitstaan vandag, veral op 'n dag soos vandag, is omdat Paulus praat oor die menslike hartseer en swaar kry. Die lyding wat ons vandag voel, nê? Die harte wat seer is, ons menslikheid. En dan praat Paulus van ons ergens hoop. Hy praat van twee goed. Hy sê daar is dinge wat ons sien om ons, die sigbare dinge, en daar is dinge wat ons nie sien nie. Nou ons wil altyd dink dis die geestelike goed, is onsigbaar en groot, en dan die fisiese dinge is nie, maar Paulus is eintlik besig om te praat oor die hemel. Oor die dag wat ons daar gaan wees. Hy sê ons kan dit nie vandag sien nie, maar is verreweg die beste. Hy sê dit is die troos van God, dat hierdie dinge wat ons sien, is maar eintlik tydelik, en 'n klein deeltjie. Hy sê hy het hoop, want ons voel die lyding van hierdie tyd, maar ergens weet ons as hierdie oomblik geëindig het, dan wag daar vir ons iets anders. Nou Paulus verduidelik dit op 'n interessante manier, maar ek wil dit amper anders verduidelik vandag, voor ons nou 'n bietjie aangaan en meer persoonlik raak. Dis asof jy sou gaan na 'n groot berg toe, miskien Mount Everest, en het hom gesien en beleef in sy grootheid, en ergens moet jy terugkom, en dan kom kyk na die Drakensberge. Jy kan nie na dit op dieselfde manier kyk, nee, na jy dit gesien het nie. Net so sê Paulus, as ons regtig vandag
alles om ons wil verstaan. Alles het die seer. Alles het die pyn. Dan moet ons kyk deur die oë van die grootheid wat kom. Want as dit kan raak sien, dan het ons die hoop, nee. En die vertroue, dat wat kom beter is. Nou die rede kom met my so laat dink vandag aan Rako en al die stories wat ek nou al gehoor het, en wat julle ook nou nog gaan vertel van hom, is hy het 'n avontuur van 'n lewe gehad, nee. 'n Klomp mooi oomblikke. Elkeen van julle, en ek het 'n klomp goed bereik in die wêreld, is iemand wat jy nou kan opkyk. En tog vandag lees ons, dis nog net die begin. Sy lewe het nie gestop, daai dag toe hy sy oë toemaak. Die beste is nog op pad. En dit is vir my vandag hoop. Hy is nie besig om afdraand te gaan, of ver te wees nie. Die beste kom. Mooiste is vir my van wat Paulus sê, is hy praat oor hoe naby hierdie ewigheid regtig is aan ons. Ek dink van, iets wat ons vandag altyd so op hartseer maak, dit voel of Rako so ver is, nee? Of hy gevat is na 'n ander plek toe, weg van ons, af ver. En dan sê Paulus, dit gaat nie die geval nie. En dit is vir my baie mooi, want hy praat nooit van die hemel as 'n plek in die toekoms nie. Hy sê die oomblik wat jy die dag begin glo, dan raak die hemel deel van jou lewe. En die ewigheid is nou. En wat die implikasies van dit is eintlik so mooi, is hy sê eintlik basies, die hemel is nader as wat jy ooit kon besef. Dis net 'n hartklop weg. En dit gee vir my vandag nog hoop. Rako is nie ver nie. Nie ergens anders nie. Hy is naby. Ons as Christene is genoem by tye mense met ons hande in die hemel en ons voete op die aarde. En daarom het ons 'n lewendige koneksie vandag met die Here en met Rako. Hy is vandag net so naby aan ons as hy nog altyd was. Dit is vir my mooi. Maar as my gedeelte in Johannes 14, wat eintlik vir my ook tog spreek van vandag, dis 'n gedeelte waar die disippels na Jesus kyk en dan raak hulle bang. Want Jesus sê hy gaan moet gaan, en hy gaan nie vinnig dadelik terugkom. Nou raak hulle op hulle senuwees, want hulle weet nie wanneer hulle hom weer gaan sien nie, nee? Raak hulle bang. En dan sê die Here vir hulle, hoorie, hy gebruik die woorde, moenie bang wees nie, glo in God, glo in my. Die Vader se huis is al plek vir jou. As dit so was, nie sou ek vir julle gesê. Maar ek kom en ek gaan julle kom haal. Dit is vir my mooi, want hy sê, soveel soos wat ons die Vader vertrou, moet ons op. En as ek kyk oor die see, en ons sien al die getye in en uitkom, dan weet ons, daar gaan altyd weer 'n lae gety wees, dan gaan altyd weer 'n hoë gety. Ons vertrou op dit, nee, dit gaan kom. As ek môreoggend opstaan, dan weet ek, die son gaan saam met my opstaan. Ek het nie twyfel, want ek weet dit. Want die Vader doen dit. So seker soos wat ek is, dat die son môre gaan opkom. So seker kan ek wees vandag dat Rako is by die Here. So seker kan ek wees dat daar's 'n plek vir hom. Nie net enige plek nie, sy plek. Plek waar mense vir hom lief is. Plek waar hy kan wees wie hy is. Waar hy kan gelukkig wees. En soos ons vandag gelees het, plek wat verreweg die beste is. Maar dit nog net die begin van is, van wat hy gaan wees, en wie hy is. Vandag is dit vir ons hartseer, en ons raak bang, want ek dink ons gaan hom nie nou dadelik weer sien. Maar eendag wil ons almal ook daar wees, met die Here. Eendag wil ek saam met Rako aan die tafel kan sit, ook ietsie drink en saam met hom gesels, stories hoor van alles wat julle gedoen het toe julle klein was. Al die dinge wat hy vir ons kan vertel. Ek wil weer saam met hom kan lag. En dit gaan kom. Maar vandag vra ons vir die Here, stuur vir ons lank groet. Sê vir ons is vir hom lief. Ons gaan vir hom baie verlang. En as ons oor hom praat en aan hom dink, is omdat ons vir hom lief is. Mag hy dit sien vandag. En mag sy hart opbly. Kom ons sluit nie. Here Vader, dit is vir ons moeilik, Here, en ons mense harte om totsiens te sê, Here, al weet ons het hoop, en ons glo, dat Rako is vandag in die arms
Hy is gelukkig. Hy het hom meer lief as enige een van ons. Al is dit moeilik om te glo. Here, ons vra asseblief, Here, dat U vir hom vanoggend sal wys dat ons harte vir hom klop. Dat ons hom verlang. Maar ons uitsien, Here, na die dag dat ons weer saam met hom kan sit. Uitsien na die dag, Here, waar ons weer kan lag. Stuur vir hom vandag. Maar dankie, Here, vir die tyd wat ons saam met hom kon hê. Dankie, Here, dat U hom nie laat lank lei het nie. Maar dat ons kan lees in die woord dat Jesus Christus self het hom kom haal. Sy arms toegevou en hom gedra na waar hy hoor. Here, maar laat ons ook besef vandag soos ons hier staan en sit, dat laat ons ook weer kyk na die dinge om ons, Here, in 'n nuwe lig. Mag ons nie die belangrike dinge onbelangrik maak en die klein dinge groot. Maar mag ons kyk na ons gesinne en almal wat vir ons lief is om ons, Here, na die oë van die ewigheid. God sal ons elkeen daar in mekaar weer bring. In die wonderlike naam bid ons dit. Amen. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Oh, Helene, hierdie is jou blomme wat ek vanoggend in my tuin vir jou gepluk het. OK. Nou ja, weet jy ooit kon dink dat ek vandag hulde, 'n eulogy oor ons bestie Rocco Olivier sou moes bring. Ek wil dan net sê, dis vir my 'n enorme voorreg. Baie, baie dankie dat ek dit mag doen. Liewe Helene, Yolani, Anton, Rocco se trots, sy 2 kleinkinders, Helene, en dan natuurlik Mariette, sy sussie, en al die Bellas, die Vryburgers, Elsa, Fanny, Elaine, the list goes on, julle nuwe vriende wat julle daar in Umhlanga gemaak het, en almal wat in elk geval met julle belle maak, vrek oor julle. OK, vir Jan Gryp was Rocco nie, dit was Brady. En vir Brady was Jan nie, hy was Johnny. Hulle het 'n besondere, interessante verhouding gehad. In ons avonture, en as ek so van die avonture en gebeure vertel, dan doen ek dit juis omdat ek op die manier van Rocco se eie soortige karaktereienskappe wil uitbring, soos wat ons hom geken het en verskriklik lief gehad het. Myne en Jansen het begin, Astorhof, Mopani, waar Rocco en Helene op mekaar ontmoet het, en heel wat van die Astorhoffers in Mopani in daai tyd het getrou, so Mario en Selma Pedretti en ons klomp almal. En ek dink aan 'n keer, juist daai tyd, toe Jan en Rocco besluit het, hulle gaan 'n bietjie fliek, hulle gaan Oliver kyk. Ek weet nie of het iets te doen gehad het met sy Olivier van, hulle het nie navorsing gedoen nie. Maar ek weet hoe Jan vir my vertel het, hoe tydens die fliek, heel in die begin, toe die cast nou vir die tweede keer hulle lyne sing, in plaas van praat, het Brady se muur gesê, nee Johnny, as hulle nog een keer sing, kots ek. En dit was hulle laaste musical ooit. Toe vertel hy vir Jan
hoe graag hy wou koor sing in die laerskool. Maar die musiekjuffrou het hom baie mooi vertel dat dit gaan nie werk nie. Omdat hy soos ek en Rocco sal ek sê, ons sing ewe great, hy het ewe great. Nou sing hy in die groot kore, ek weet dit en dis waar hy wou wees. Ek dink aan Jan en Rocco se diepsee visvangs, wat hulle, ek kan amper sê, met helse ywer aangepak het, en volgens hulle twee, byna hemel toe is, van die naderheid. That's a story for another day. Rocco en Helene het in ons huis in Bramberik verloof geraak, en Jan het hulle in Duivelskloof getrou. Rocco was ons 4 kinders, se peetpa, en Henke, ons oudste dogter, het hulle tweede seun met trots na Rocco vernoem. Hy het ook Henke hulle se troukar gery, en ek kan niet aangaan. In my 3de jaar, as ek nou praat van karre, onthou ek so goed op Tuks, toe Rocco sy eerste kar, splinternuwe Mini Cooper sport ding gekry het. En hy my vir 'n flippin wheelie gevat het. Ek was amper van my kop af en hy het geweet hoe haat ek sulke goed. Niemand kan vinnig ry met my, I don't like it. Dit was Rocco se ondeende stoute kant. Damn it. Dink aan hom as argitek en bouwer, ons het so verbintenis gehad, hy in die boubedryf. Ek het hulle huis vir hulle in Vryburg ontwerp, baie daar gekuier. Daai 2 dogtertjies daar sien gebore word, groot word. En behalwe dat hy, en ons weet dit almal, 'n uiters suksesvolle sakeman was, het hy vele ander interessante projekte aangepak wat almal dalk nie eers weet nie. En moes ek eendag vir hom sulke low-cost housing, sulke huisies ontwerp vir 'n kompetisie waarvoor hy 'n spesiale boublok ontwerp het. Dit was 'n slim ding daai rakke. Maar in elk geval very hands-on. En hy het natuurlik die kompetisie loshande gewen en moes toe in Namibië die 400 plus huise gaan bou en dit was nogal 'n verskriklike uitdaging. Maar wat ek wil sê, dit was Rocco se vrygewige kant. Sy het 'n hart gehad vir minderbevoorregtes. Dan was daar daai baie frustrerende uitdagings van die konstruksiebedryf daar en sy klipbreker wat hy gehad het in Vryburg. En hy het menigmaal daai uitdagings en komplikasies wat daarby was. Julle sal weet wat dit beteken. Het Rocco se spanningsvlakke verskriklik en sy bloeddruk onnodig opgejaag. En dan het hy sommer nog meer gerook as wat hy moes. En dis dan wat hy vir my gesê het en vir Jan gesê het. Jy weet, as hy so te gespanne is en te veel rook, dan het hy sommer vir Dr. Anton Rupert ook aangevat oor sy sigaretbedryf en hom lekker sleg gesê. Dis Rocco. En dis sulke tye wanneer die spanning hoog geloop het wat ons 4 sommer Botswana toe gevlug het, saam met Ken en Sari. Hy het ons gevlieg en ons was groot pelle om 6. En ons het daar in tente en op Mokorros en ek onthou ons kampplek se naam, so die dilapidated oulike kampplekkie op die water. Sy naam was Oddballs. En sal ek ooit vergeet ons die dag oppak. Nou moet ons oppak, ons moet nou weer terug gaan Pretoria toe en weer gaan werk en hulle weer Vryburg toe. Toe sit hy en Jan wragtig op hulle kampstoeltjies en koffie drink en ons begin oppak. En toe ek hy tent so begin opslaan, toe die gentleman wat Rocco is, toe sê hy vir Jan, Johnny, ek dink ons moet daai girls gaan help. En toe sê Jan vir my volgende, nee Brady, die Bybel sê duidelik, in Spreuke 31, sy sorg vir wol en vlas, en sy werk met gewillige hande. Ek sal nooit vergeet, Helene ook, hoe daai Rocco net dubbel gevou het, en hy kon nie genoeg lag vir hierdie incredible assosiasie uit die Bybel. En dit nogal 'n dominee. En toe kom die Beter Bootreis, 'n luukse 13 dae cruise in 2018. Toe Rocco en Helene verneem dat Jan dementia het, daarmee gediagnoseer is, het hulle Samir vir ons in Australië kom kuier, om my en Rocco
Ons het 9 dae in ouderdom verskil om ons 70ste en sommer Jan se 75ste in absolute flippin leksheid te vier. 12 dae van Sydney al op die ooskus langs tot by die Great Barrier Reef en terug. Onvergeetlik. We danced till the stars went out. Al die shows wat ons in die aande, ons het vir ons dood gevreet. En Jan kon nie glo dat hy so baie mag geëet het nie. Ons almal. Dit was verskriklik lekker. En weet julle wat? Minder as 'n week na ons terug is, het Jan daai incredible bootreis heeltemal vergeet tot vandag. Hy kan dit nie onthou nie. En nou hoor julle 'n trok in die agtergrond, want vandag maak hulle nou, kom haal hulle ons asblikke en nou gaan ek bietjie moet afsit. Ek het in die afgelope paar dae vir Johnny gereeld sommer net herinner oor Rocco se heengaan, sodat hy ook daarom kan rou oor sy vel. En dit het uiteindelik 'n bietjie ingesink. En hy het so op die stoep gesit en gekyk en vir my gesê, "Haai jong, as ek in die hemel aankom, gaan Rocco vir my sê, "Hi Johnny." En ek gaan vir hom sê, "Brady, wat se mooi lang fluweel rokkie sit ons nou hier aan. Nee, my pel, ons moet vir ons gewone klere gaan trek." Nou ja, dit was nou sommer so 'n kort opsommingkie van Rocco se lewe. En dan natuurlik die onvermydelike vraag. Maar hoekom 15 Januarie? Hoekom COVID? En waarom kon Eileen en die kinders nie die laaste 3 weke van Rocco se lewe langs hom sit nie? En wat nou? Ek weet nie. En ek gaan vir julle lees wat iemand sê, uit 'n boek wat ek op die oomblik lees. Sy sê, "Who among us is an expert in helping the anguished deal with loss?" Ek dink deesdae baie aan Paulus wat sê, ek dink is in die boodskap, the message waar hy sê, elke dag van my lewe is 'n God se dagboek opgeskryf. Ook Rocco se was in daai dagboek opgeskryf en dit is nou vir hierdie kant van die ewigheid. Dit is vir my so lekker om te weet, ons gaan hom definitief weer eendag sien on the other side of eternity. Ek sluit. Helene Troje, soos ons haar genoem het, Jan het haar Troje genoem, Helene van Troje, omdat sy so 'n mooi vrou is. En al jou geliefdes, wil ek sluit met hierdie incredible woorde van Nancy Guthrie. Dis treffend en dit gee my net hoop. Sy sê, "My God himself turn up the volume on his promises, so that you, almal van ons, might find them both believable and impossible to avoid." Ek sê dit gou weer, "My God himself turn up the volume of his promises, so that you and I might find them both believable and impossible to avoid. God can and will fill up your emptiness that nothing and no one else can." Net die Here kan. Cheers julle. En nou vir 'n toast op ons crazy lekker memories van Rocco Olivier. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that it ain't. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember, and I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels
somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Ek wil net afsluit met 'n voorbeeld hier om te sien beloftes van die Here. Elke olivier is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus Christus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterf. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos mense wat geen hoop het. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en hy beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe sodat ons nie vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en opgestaan het. Daarom bely ons vandag saam met Paulus. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan nou lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom die Here toe tot in ewigheid. Ons sê die woord. Heer Vader, hou vas aan die belofte, Here, dat U ons saam sal dra en vashou. Mag die genade, seën en vrede saam met ons stap. En dankie, Here, dat ons vanoggend kon glimlag, Here, met hoop. Dat ons weer gaan met rappe gaan lag. Dat al die oomblikke en die kere nog net begin het. Met wonderlike genade en die liefde bid ons. Amen. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art.